Ons gaan vanoggend voort met ons behandeling van die Heidelbergse Katekismus met ons belydenis en ons gaan na die woord van die Here luister uit Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs 3 van vers 1 tot 14 gaan ons saam lees. Ons gaan ons aandag in die besonder by vers 10 tot 14 bepaal, met die fokus op vers 13 van Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs 3 van vers 1 af. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Lees tot sover uit die Here se woord en dan uit ons belydenis van die Heidelbergse Katekismus Sondag 15. Ons staan stil by wat ons bedoel as ons bely dat Jesus Christus gelei het onder Pontius Pilatus en dat hy gekruisig is. En dan vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Die antwoord dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. En dan vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? En die antwoord, sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dan gaan ons in die besondere aandag gee aan vraag 39. Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? En die antwoord ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Tot sover uit ons belydenis, Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Geliefde gemeente, ons kan die evangelie van ons Here eintlik eers waardeer as sy vloek, die vloek van God vir ons 'n werklikheid is. As ons nie rekening hou met die vloek van God nie, dan sal die
seën in Christus nie tot ons spreek nie vir ons sin maak nie, dan sal die lyding van Christus en die belangrikheid daarvan ook nie vir ons sin maak nie. Dan word die lyding van Christus maklik sommer maar net 'n sentiment of sommer maar net 'n mooi voorbeeld. In ons belydenis het ons nou stilgestaan by die name van Christus en ons het verlede keer toe ons uit ons belydenis gehoor het ons gehoor wat ons bedoel met ons belydenis oor die ontvangenis van Christus deur die Heilige Gees en oor sy maagdelike geboorte. God die Seun het deur die krag van die Heilige Gees waarlik vlees en bloed aangeneem, maar sonder om deur die sonde bevlek te word. En hy het dit gedoen om ons wat sonde besmette vlees en bloed is, te verlos. Maar nou bely ons verder dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus en dat hy gekruisig is. En ons belydenis staan dan in 3 vrae en antwoorde by hierdie woorde stil. Waarom lyding? Waarom Pontius Pilatus en waarom die kruis spesifiek? En die groot onderliggende saak aan hierdie hele Sondagsafdeling is die vloek van God oor die sonde. Daarom lyding, daarom Pontius Pilatus en daarom die kruis spesifiek. Ja, die brief van Paulus aan die Galasiërs het dan juis onder andere te maak met hoe ons die vloek van die Here oor die sonde moet verstaan. Die brief aan die Galasiërs is Paulus se oudste brief, die eerste een wat ons het, wat hy geskryf het. En Paulus het onder die inspirasie van die Heilige Gees hierdie brief met groot frustrasie en ook groot woede geskryf. Die gemeentes in die streek Galasië het in 'n groot mate 'n baie belaglike dwaling begin aanhang. Hulle het onder die invloed van Joodse dwaalleraars begin glo in die dwaling van werkheiligheid. Die dwaling dat jy in 'n mindere of 'n meerdere mate jou saligheid moet en kan verdien deur jou gehoorsaamheid aan die Here se wet. En die dwaalleraars het hierdie dwaling nogal uit die Ou Testament uit probeer verdedig en probeer verkondig. Hulle het eintlik effektief geleer dat 'n mens net waarlik 'n kind van Abraham kan wees as jy die seremoniële wette van die Ou Testament nakom, as jy op jou eie gehoorsaamheid aan hierdie wette getrou is. Paulus was woedend daaroor dat die gemeentes hierdie dwalings enigstens verdra het. Ons hoor sy frustrasie sommer aan die begin van ons skrifgedeelte. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Paulus is uiters gefrustreerd met hierdie gemeentes en hy noem dat die evangelie baie duidelik aan hulle verkondig is. Dit is so goed asof Jesus self daar tussen hulle aan die kruis gehang het. So duidelik is die evangelie aan hulle verkondig. En nou dreig hulle om af te wyk van die evangelie asof hulle nog nooit van Jesus gehoor het nie. Daarom wys Paulus in hierdie brief vir die gelowiges in Galasië uit die Ou Testament self dat die mens nie uit sy werke regverdig kan wees voor God nie. 'n Mens kan alleen voor God regverdig wees deur die geloof in Jesus Christus. Hulle wat in Christus glo is waarlik die kinders van Abraham, want hulle deel sy geloof. Dit is wat Paulus benadruk in vers 9 van ons skrifgedeelte, waar hy sê, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. God se seën vir die nasies kan alleen deur die geloof ontvang word. Nou is dit belangrik, broer en suster, dat ons dit wat die Heilige Gees hier deur Paulus vir ons laat opskryf het, dat ons dit mooi verstaan en oordink. Die dwaling van werkheiligheid is vandag nog net so lewendig soos destyds, selfs onder die Christendom. Ons weet, al die afgodsdienste werk met een of ander vorm van werkheiligheid, die idee dat jy jou saligheid moet verdien met jou goeie werke. Maar onder baie kerke kry ons hierdie dwaling maar weer in een of ander vorm.
Mense sal byvoorbeeld sê, dit gaan nie oor die dogma wat jy glo nie, maar solank jy 'n goeie mens is, of solank jy maar doen wat jy kan, is die Here tevrede met jou. Mense dink, hulle gehoorsaamheid aan die wet kan hulle saak met die Here regmaak, want hulle verstaan nie God se vloek oor die sonde nie. En daarom hoor ons in ons skrifgedeelte spesifiek van die vloek van die wet. Hoor weer vers 10 van ons skrifgedeelte. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Paulus sê, so almal wat hulle self deur wetsgehoorsaamheid voor God probeer regverdig is onder 'n vloek. Wat 'n verskriklike gedagte. As ons nou maar dink, die Galasiërs het in wetsonderhouding hulle verlossing probeer kry. En nou sê Paulus, dat as jy maar net die wet het, as jy daardeur by die lieflikhede van God se aangesig probeer uitkom, is jy onder 'n vloek. Met ander woorde, jy soek jou verlossing in jou eie vervloeking. Hoe vreeslik is dit? Dit maak nie sin nie. En Paulus motiveer sy stelling deur uit die Ou Testament uit aan te haal. Hy haal uit Deuteronomium 27 vers 26 aan om te wys dat dit wat hy sê heeltemal in lyn is met die Here se selfopenbaring in die Ou Testament. Vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in die boek van die wet geskryf is nie. As jy nie bly by die geopenbaarde wil van God nie, dan is jy vervloek. En op hierdie punt moet ons net hoor wat vervloeking in die Bybel eintlik beteken. As God vervloek, spreek hy nie maar een of ander towerspreek oor 'n ding uit nie. God is nie 'n towenaar nie. As God iets of iemand vervloek, dan spreek hy daarin 'n regverdige oordeel uit. Hy wreek hom daarin op 'n persoon. Hy bewerk 'n oordeel as straf op die sonde. Dit is wat dit beteken om deur God vervloek te wees. Dit is om deur hom veroordeel te wees. Dit is om uitgelewer te wees aan sy wraak. En nou leer die skrif ons reeds vanuit die Ou Testament dat elkeen wat nie bly by alles wat in die Here se wet staan nie, dat so 'n persoon vervloek is. Die wet is die volkomme uitdrukking van God se wil. Dit is die openbaring van die standaard waarvolgens hy as regter oordeel. En as 'n mens dan maar op een puntjie van die wet ongehoorsaam is, dan wag die Here se vloek op jou. Dan wag die Here se ewige straf aan liggaam en siel op jou. Want daar staan immers, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat in die wet geskryf staan nie. Een enkele sonde is genoeg om jou die ewige vloek van God op die hals te haal. Een enkele afwyking van die wet is genoeg om vir jou om vir ewig voor God skuldig te staan, om te verdien dat God in sy wraak op jou neerkom sonder enige genade. Sien jy, broer en suster, waarom dit so onsinnig is om te dink dat jy jouself kan regverdig deur die onderhouding van die wet? Om op een punt te struikel, bewerk vir jou vervloeking by die wetgewer. Nou kan ons maar dink om deur jou gelyke vervloek te wees is nog maar een ding. Jou gelyke, 'n ander mens kan jou dalk seermaak, dalk doodmaak. Om deur 'n baie magtige mens vervloek te wees is ook nog maar een ding. Maar om deur die Almagtige vervloek te wees is iets heeltemal anders. Hy is magtig genoeg om jou met goddelike geweld aan liggaam en siel tot in alle ewigheid te straf. En dit is daarom dat Jesus in Matteus 10 vers 28 waarsku en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. God se vervloeking is verskriklik en sy vervloeking is heeltemal regverdig. Ag broer en suster, as ons dit maar deurlopend van harte kan besef. Ons is die Here die diepste ontzag denkbaar verskuldig en so maklik hou ons onsself groot en dink
dat God maar met ons tevrede moet wees, dat hy ons enige iets skuld. Maar die woorde van ons skrifgedeelte kom in alle erns, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in die wet van die Here geskryf staan nie. En dis nie vervloek deur Moses of vervloek deur Paulus nie, dit is vervloek deur die God van die hemel en die aarde, hy wat omring is met heerlikheid en majesteit, hy wat te heilig is vir ons sondaar oë om te kan aanskou. Om maar op een punt te struikel is genoeg vir hom om jou tot in die hel toe te vonnis. En nou kan ons vra, maar is dit dan moontlik om in alle opsigte getrou te bly? Was daar nie dalk al mense wat dit werklik reg gekry het om so goed te leef dat God hulle op grond van hulle werke regverdig verklaar het nie? Ons hoor Paulus sê in vers 11 van ons skrifgedeelte, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Van nog altyd af was dit onmoontlik om deur wetsgehoorsaamheid voor God regverdig te wees, van die sondeval af ten minste. Niemand word uit die werke van die wet regverdig nie. En Paulus motiveer hierdie stelling van hom ook uit die Ou Testament. Hy haal aan uit Habakuk 2 vers 4, dat die regverdige uit die geloof sal lewe. Hy maak duidelik dat mense nog altyd voor God regverdig geword het deur die geloof. Niemand kan uit die werke voor God regverdig word nie. So hoor ons dus in ons skrifgedeelte dat God se vloek rus op mense wat nie bly by alles wat in die wet staan nie, en nou hoor ons dat niemand deur wetsgehoorsaamheid voor God regverdig kan wees nie. Dis rus God se vloek op almal wat nie uit die geloof is nie. Dis rus God se vloek op elkeen wat nie glo nie. En nou sou mens dalk kon vra, soos baie mense vandag vra, maar kan ons nie deur die geloof plus werke voor die Here regverdig word nie? Is daar nie 'n klein stukkie meriete aan my goeie werke of my probeerslae wat in dit self kan tel voor die Here by my geloof nie? Op massas kansels vandag ook onder ons eie volk word so 'n boodskap verkondig. Jy kan regverdig word deur die geloof met so 'n stukkie van jou eie werke. Geloof in Christus plus 'n stukkie van jou eie wetsgehoorsaamheid. Maar broer en suster, hoor hoe spreek Paulus hierdie kwessie aan in vers 12 van ons skrifgedeelte. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. As dit kom by ons regverdiging voor die Here, dan is wet en geloof onverzoenbaar. En dit beteken nie dat die wet nou nie 'n onmisbare rol in ons lewens speel nie. Ons moet onthou dit gaan hier oor die geregtigheid voor God. As dit daarby kom, dan kan wetsgehoorsaamheid en geloof nie langs mekaar staan nie. Die wet is nie uit die geloof nie. Trouwens, Paulus haal hierdie keer uit Levitikus aan om sy punt te maak. Hy wat die wet wil gehoorsaam sal daardeur lewe. Dis nie moontlik om voor God reg te wees deur geloof en wetsgehoorsaamheid saam nie. Dit is of die geloof of die wetgehoorsaamheid. En nou het ons reeds gehoor dat regverdiging deur wetsgehoorsaamheid vir ons 'n onmoontlikheid is. So teken Paulus vir ons die omvang van God se vloek oor die sonde. Vervloek, want die hele wet is nie onderhou nie. Vervloek, want niemand kon die hele wet onderhou nie. Vervloek, want die wet is nie uit die geloof nie. Ons is totaal en al onmagtig om deur ons gehoorsaamheid die vloek van God te ontkom. En dit hoor ons ook in Romeine 3 vers 10 tot 12. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Die mens staan in homself voor God as 'n vervloekte. Hy kan nie bly by alles wat in die Here se wet staan nie, en daarom is hy vervloek. Dit geld nie net vir sommige mense nie, dit geld vir almal. En laat ons dit maar weer sê, God se vloek is nie onregverdig nie. Hy straf daardeur die sonde wat teen sy heiligheid gedoen is.
Broer en suster, sien jy jouself so? Besef jy dat as jy met jou werke voor God wil staan, dat jy as 'n vervloekte voor die Almagtige staan? Dan staan jy skuldig voor hom wat liggaam en siel vir ewig in die hel kan verderwe. Jy staan voor hom wat dit ook sal doen as jy nie glo nie. Wetsgehoorsaamheid kan niemand voor God regverdig maak nie. Wetsgehoorsaamheid en geloof is ook nie versoenbaar as dit kom by ons plek voor die Here nie. Ons kan slegs deur die geloof gered word. En dan is die belangrike vraag, geloof waarin? Waarin moet ons dan glo om van die ewige vloek van God te ontkom? Ons hoor in ons skrifgedeelte van Jesus ons vervloeking. Hoor weer vers 13 van ons skrifgedeelte. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die enigste manier om los te kom van God se vloek is om opreg te glo in Christus. Hy het ons immers losgekoop van die vloek van die wet. Hy het ons met ander woorde daarvan losgemaak, daarvan bevry. Die vloek van die wet was oor ons omdat ons nie gebly het by alles wat daarin geskrywe staan nie. En Jesus het vir ons bevryding van hierdie vloek bewerk. En laat ons dit maar mooi besef, broer en suster, Jesus is die enigste pad uit die staat van vervloeking uit. Hy is nie maar een pad onder meer nie. En nou is die voortreffelike saak uit hierdie verse die manier waarop Christus ons van die vloek losgekoop het. Hy het dit gedoen deur vir ons 'n vervloeking te word. Wat 'n heerlike troos lê in hierdie woorde. Dat Jesus 'n vervloeking geword het is nog een ding, maar dat hy dit geword het vir ons. Dit maak tog vir ons die heerlikheid en die grootsheid van God se genade oop. God die Seun koop ons los van die vloek van die wet deur vir ons 'n vervloeking te word. Dan gee Paulus ook uit die Ou Testament 'n skrifbewys dat Jesus werklik God se vloek op hom geneem het. Hy haal aan uit Deuteronomium 21 vers 23 om aan te dui dat Jesus werklik in God se oë vervloek geword het. God het in die Ou Testament reeds verklaar dat dit 'n teken is van sy vervloeking om aan 'n hout te hang, en Jesus het aan 'n kruis gesterf. Die feit dat sy dood in lyn met die vloeke van die Ou Testament was, wys dat hy regtig as 'n vervloeking gesterf het. Dit wys dat hy regtig ons vloek op hom geneem het. En nou is dit belangrik dat ons uit ons belydenis hoor van watter geweldige omvang die vervloeking was wat op Jesus gekom het. Hy het nie net daar aan die kruis gelei onder die vervloeking van die Here nie. Hy het gelei aan liggaam en siel, aan sy hele menswees deur sy hele lewe. As ons nou maar mooi dink, Jesus het as God die Seun eintlik vervloekte vlees en bloed aangeneem. Vlees en bloed wat verganklik is verganklik omdat God dit vanweë die sonde vervloek het. So reeds met die Seun se vleeswording sien ons al hoe hy hom beklee met die vloek van God. Ons hoor iets daarvan in Filippense 2 vers 6 tot 7 waar Paulus van Jesus skryf: Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. God die Seun is van ewigheid tot ewigheid gelyk aan God in heerlikheid en in majesteit, en nogtans was hy bereid om ter wille van ons aan mense gelyk te word. Hy was bereid om 'n natuur aan te neem waaraan die geweldige stank van die dood en die reuk van God se vloek kleef. En hy het in daardie natuur geleef. En daarom was sy hele lewe hier op aarde lyding. Daarom was sy hele lewe hier op aarde lyding aan liggaam en siel. Hy het as die volkome heilige in aanraking gekom met die vloek van die Almagtige en daaronder gelei.
Maar sy lyding het 'n hoogtepunt bereik aan die kruis, daar waar hy gehang het tussen hemel en aarde, aan 'n hout wat teken is van God se vloek. Die vloek van die Almagtige het hom as ware toegevou. Ons kan dit sien aan die feit dat alles wat nog blyke van God se seun was in daardie tyd van hom af weggeneem is toe hy aan die kruis was. Sy vriende het van hom af weggevlug. Sy klere is van sy lyf afgestroop en onder die mense verdeel. Hy was uitgelewer aan die grofste vorms van menslike veragting en geweld. En die Vader self het sy aangesig van Jesus af weggedraai. En dit is die heel ergste vervloeking van alles. Dit is die heel ergste oordeel van alles. As die Vader hom wegdraai van jou nood af. As hy sy aangesig, wat straal van liefde, van vrolikheid en van lig, vir jou toemaak, vir jou verberg. As hy dit immers doen, dan bly daar vir jou alleen 'n bestaan van hartseer en bitterheid en duisternis oor. Dit het Jesus gelei. So lyk die vloek van God. So lyk dit wanneer God in sy geweldige wraak en oordeel toeslaan. Maar nou is die groot troos wat ons daaruit kry dat hy wat onskuldig was, Jesus wat onskuldig was, al hierdie dinge gelei het asof hy skuldig was. Hy is veroordeel om die vloekdood te sterf asof hy dit verdien het. En hy het nie. Daarom is dit so wonderlik om te besef dat Jesus vir ons 'n vervloeking geword het. Die vervloeking waarmee God hom getref het, was 'n vervloeking wat daar was vanweë ons sonde en skuld. En Jesus het hom uit sy geweldige liefde toegedraai in ons sonde en skuld en hom vrywillig aan die Vader oorhandig. Hy het hom toegedraai in ons sonde en skuld en hom oorhandig in die hande van hom waarvan daar staan: vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dit is tog wat ons bely as ons sê Jesus het gelei onder Pontius Pilatus en hy is gekruisig. Hy het 'n vervloekte geword vir ons. Dit is wat die inhoud van ons geloof moet wees. Ons moet nie voor God regverdig probeer wees deur op ons eie gehoorsaamheid staat te maak. So word ons nie regverdig nie. Ons word regverdig voor God deur te glo dat hy Jesus vir ons tot 'n vervloeking gemaak het. Ons word regverdig voor God deur te glo dat hy dit vir ons persoonlik gedoen het. En dis nogal belangrik dat ons dit besef. Om te kan glo dat Jesus vir jou 'n vervloekte geword het, moet jy eers glo dat jou sonde vervloek is. Jy moet jou eie sonde en jouself sien as vloekwaardig voor die Here. En dan moet jy nie dink aan Jesus se vloekdood as iets wat plaasgevind het los van jou nie, allermins. As jy jouself as 'n vloekwaardige mens sien, dan besef jy dat dit ook jy is wat vir Jesus gekruisig het. Dan besef jy dat ook jy die rede is dat hy hierdie verskriklike lyding deurgegaan het. Daar staan mos, hy het dit gedoen vir ons. Dit beteken jou sonde en jou skuld het vir Jesus daar aan die kruis laat hang. Ons mag nie hoogmoediglik sê dis maar net 'n klomp fanatiese Jode en heidense Romeine wat vir Jesus so laat ly het nie. Dis God wat hom so laat ly het vir ons. Sonder om te sien hoe die vloek van die Almagtige op jou betrekking het, kan jy nie sien hoe sy seun op jou betrekking het nie. En daarom maak Paulus dit ook in vers 14 van ons skrifgedeelte duidelik dat Jesus vir ons 'n vervloekte geword het, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ons moet terdee onthou dat God se seën teenoor ons nie vanselfsprekend is nie. Dat God ons vir ewig laat leef in sy lieflikheid en lig in die nabye gemeenskap met hom, is alles behalwe vanselfsprekend. Omdat ons die ewige vervloeking verdien, is die seën van God, wat God aan Abraham beloof het, eintlik werklik 'n vreemdheid. Ons weet mos, die Here het met die verbondsluiting
met Abraham beloof dat hy vanuit sy nageslag vir die nasie seun sal bewerk, en daardie seun behels in kort die verbondsgemeenskap met hom. Dit behels dat God homself tot joune maak en dat hy jou syne maak. Maar omdat die nasies in hulle totaliteit God se vervloeking verdien het, was dit inderdaad 'n vreemde belofte. En nou sê Paulus, God het daardie belofte nagekom in Christus. Hy het seën bewerk deur vervloeking heen. Hy het in Christus die pad uit die vloek uit oopgemaak vir die nasies. Hulle kan deur die geloof die seën van Abraham in ontvangs neem. God kan dit nou immers regverdiglik gee, omdat sy regverdige vervloeking oor ons sonde op Jesus uitgewoed is. Die heerlike seën van Abraham behels ook dat ons die Heilige Gees deur die geloof kan ontvang. Deur die Gees van Christus wat in ons woon, is God self in sy liefdevolle en kragtige teenwoordigheid in ons. Deur die Gees kan ons leef in die opstandingskrag van Christus, kan ons leef in die Here se seën. Laat ons daarom van harte glo in die Here Jesus Christus. Sy kruisiging was nie maar net een of ander sosiale onreg gewees nie, en sy lyding is nie maar net vir ons een of ander voorbeeld van deursettingsvermoë of volharding nie. Sy kruisiging is die bewys dat hy vir ons 'n vervloekte geword het om ons met sy seën te vul. Laat ons daarom op hom alleen vertrou vir die verlossing uit al ons elende. Laat ons hom alleen vertrou in ons worstelinge met die sonde. Laat ons hom alleen vertrou vir ons toekoms. En laat ons tog nie op onsself of op ons eie werke van geregtigheid vertrou om ons saak met die Here reg te maak nie. Mag ons leef dan in gehoorsaamheid aan die seën van Abraham. Mag ons leef onder die heerskappy van die Heilige Gees. Hy tog lei ons om die rug te draai op die dinge wat deur God vervloek is, naamlik die sonde. Hy lei ons om ons in ons identiteit daarvan te distansieer. Laat ons ook maar mooi verstaan, Jesus se vloekdood beteken nie dat sonde nie meer vervloek is nie. Dit beteken dat sondaars wat op hom vertrou, nie meer vervloek is nie. Die sonde self is tot in alle ewigheid vervloek, en daarom het dit nie goeie gevolge nie, selfs vir ware gelowiges. Laat die seën van Abraham jou lewenspad lei, en laat die feit van Christus se vloek wees om jou onthaalwe jou lewensingesteldheid vorm. Geliefde gemeente, so hoor ons dus dat die geloof in Christus die verskil maak tussen ewige vervloeking en ewige seën. Wie in hom glo, met 'n lewende geloof se vloek is reeds gedra. Jesus het tot 'n vervloeking geword. Maar hulle wat hom nie met 'n lewende geloof omhels nie, en hulle wat op hulle eie werke vertrou vir redding, staan nog onder God se vloek. Laat ons dus vir die lyding van Christus dankbaar bly wees. Mag die liefde van Christus ons daarom ook aanvuur in al ons doen en late. Mag ons gehoor gee aan die waarskuwing van 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Amen.